wat het, Here. En nogmaals misluk ons baie keer om U die eer te gee. Here, ek wil vanaand vra, mag U genade op ons wees, mag U genade met ons wees, Here. En ons vra dit vanaand in U naam alleen. Dankie, Here, vir die voorreg wat ons het. Vir die geleende tyd wat U ons gee, Here. In Jesus naam. Amen. Amen. Ek kan my plek neem. Ek wou sê ek het water iewers gesien. Halleluja. Dit is live, dit is daar recording. Awesome. Voor ek begin wil ek 'n awesome stelling lees wat ek op iemand se status gesien het. Nou julle weet mos pastore steel partykeer statusse nê. Ek nou nie stokkies omdraai nie, dis die waarheid. En dis toevallig het van 'n ander pastoor gevat. Mag hy geseënd wees. En met nog sulke goed opsit. Maar dis 'n ding wat ons al lankal gehoor het, maar ek wil hom graag weer met julle deel. Hy sê, "We often hear life is short, better enjoy it. How about eternity is long, better prepare for it." En toe ek dit nou lees, sê ek vir myself, Here, U kon nie beter die spyker op die kop geslaan het nie. Want die ewigheid is vir ewig. Hoekom nie voorberei daarvoor nie? Dit is so maklik. As dit nou iets is in jou lewe wat regtig maklik is dit daarvoor. Jou hart vir die Here te gee, ek sê nie once saved, always saved nie. Mense is geneig om daai stelling te maak, nee. Maar jy kan elke dag lewe vir die Here. Amen. So op daai noot, ek gaan vanaand met die inleiding, dis nie vanaand so seer woord uit Openbaring nie, maar ek wil vanaand die inleiding bied van die reeks. En ek wil vanaand 'n bietjie met julle kom gesels oor Openbaring, wat dit behels, waarna ons gaan kyk. Maar blaai saam met my na Prediker 3. Nou kan julle ook vir my sê, pastoor, wat het Prediker uit te waai met die eindtyd? Ek wil vir jou sê, die hele Bybel het alles uit te waai met die eindtyd. Ja. Ecclesiastes 3. Prediker 3 vers 1 en dan vers 11 tot 12. 3 vers 1 en dan vers 11 tot 12. Prys die Here, Here, ek vra dat daai nie sal chaos wees nie. Ek vra dat dit nou sal weggaan in Jesus naam. Kan ek maar lees? Hy sê, elke ding het sy vaste tyd, prys die Here. Daar is sommer jou eerste belofte wat sê, dit wat moet gebeur, gaan gebeur. Okay. Maar elke ding het sy vaste tyd, elke ding in hierdie wêreld, sê saam met my, hierdie wêreld, het sy tyd. Nou kom ons gaan na vers 11, toe hy sê, God het elke ding gemaak, dat dit pas in 'n bepaalde tyd. Sjoe. Maar hy het ook aan die mens 'n besef gegee van die onbepaalde tyd. Onthou julle daai woorde? Niemand weet die uur of die dag nie. Daar is die bewyse, ewen in die Ou Testament. Tog kan die mens die werk van God van begin af tot einde nie begryp nie. Vers 12 sê, ek het tot die insig gekom. So Prediker sê, hy het, of die skrywer van Prediker sê, hy het tot die insig gekom, hy het tot die besef gekom, dat daar vir 'n mens niks beter is nie, as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet. Halleluja. Die tyd het aangebreek. Ons is vanaand in 'n lering. Ons sien die tye kom. Jy sien die tye kom. Ek sê noudig vir net ek toe ons ry, ek sê, het jy al agtergekom in die geestelike riekelm hoe dinge verander?
Dis asof daar so half van 'n benoude gevoel is vir pastore. Want die Here het gesê, die tyd gaan kom en dit gaan draai, die seisoen het gedraai. Dis waarom dit belangrik is dat ons moet gesels oor eindtye. Nou vir baie jare was ek nie 'n eindtydprediker nie. Ek het vir baie jare Openbaring net deurgelees en hom toegemaak. Ek het vir baie jare hom net daar op die boekrak gesit en gesê, nee, wat rus jy maar so 'n bietjie daarso. Ek's nog nie reg vir jou nie. En ek dink in elkeen se lewe gebeur dit. Jy weet, Openbaring, hulle sê daar's 'n bonatuurlike vrees wanneer jy met die boek van Openbaring sit vir mense wat nog nie gered is nie, maar prys die Here, dit is so, as jy nog nie gered is nie. Maar ek wil vanmôre sien. Ek het duidelik vergeet om te preek vanmôre, my vrou het gepreek. Verskoon maar as die môre en die aand en die oggend omgeruil word. Okay. So in die skets, ek wil hê julle moet 'n skets hê vanaand. In die skets, as jy kon op jou papier en vir jou 2 prentjies teken 'n normale een waar jy is en teken jy 'n ander ene. Want ek wil vanaand af vir julle 'n prentjie skep waar jy gaan sien dat dit gaan tyd wees waar die seisoen heeltemal gaan draai en iewes skielik gaan jy as 'n kind van God individueel gaan voor die Here staan en ek glo in my hele hart en onthou wat ek gesê het, ek is nie 'n profeet nie, maar ek glo in my hele hart dat ons een van die dae by die Here gaan wees werklik. Okay? Ek is nie 'n prediker wat preek van 'n tydspesifieke dag nie, maar ons gaan werklik een van die dae by die Here staan. So ek wil net vanaand 'n prentjie skep waar jy voorberei vir daardie dag. Voorberei vir daardie dag. Okay. Nou die een prentjie gaan donker wees want die wêreld is donker. Maar die ander prentjie gaan die Here se lig wees en die lig gaan skyn. Okay. So kom ons klim 'n bietjie in oor waarom is die leer van die eindtyd belangrik? Nou, as jy die woord eindtyd vat in Hebreëus, is dit kietz acharit. En ek sê kietz, ek kan dit mispronounce, maar u is welkom om die ding te gaan, om die woordjie, die ding nie, ekskuus. Ek het vergeet ek is live. U is welkom om die woord kietz te gaan soek op die internet of in jou naslaanbybel. Maar kietz beteken die einde of die grenspunt. Dis vir my profound daai, is in Hebreëus, né? Die einde of die grenspunt. Nou, acharit beteken die laaste, die uiteinde of die toekomstige tyd. So vir die mens is dit die einde, maar vir die Here is dit 'n toekomstige tyd. Okay? So die uiteinde van daai, as jy dit nou bymekaar moet sit, meninge, in die eindtyd is die laaste uiteinde en toekomstige grenspunt wat nog moet plaasvind. Eindtyd. Die uiteinde, die laaste, die uiteinde en toekomstige grenspunt. As jy oor die grens is en jy's 'n misdadiger, is jy gevang, né? Nee? Halleluja. Maar die grenspunt, as jy oor daai grens is jy by die Here vir ewig. Okay. Toe vat ek hom in die Grieks en dis vir my baie lekker as ek die Grieks ook kan deel. Eindtyd in die Grieksheid beteken eskatos, waar die woord eskatologie vandaan kom, dis die eindtyd lering, maar eskatos wat laaste of finaal beteken. Na dit is daar nie veel nie, né? Na dit is jy by die Here. Halleluja. En dan die ander ene is Sinteleia tau an aionos, wat beteken die volëinding van die wêreld of eeu. Nou ek het nou baie Griekse woorde hier gepraat, nee, is dit nie. Maar dit besef vanaand vir ons dat die laaste of die volëinding van die wêreld, mening dit beteken vanaand gemeente, dit is die volëinding van die laaste en finale eeu. Die eindtyd. So as jy hom vanaand van Hebreëus na Grieks toe moes vat, is dit die laaste uiteinde en toekomstige grenspunt van die volëinding van die laaste en finale eeu.
En dis die eindtyd vanaand. Ons is besig met die finale en laaste volëinding van die Here se woord. Nou die lering en doel van hierdie reeks is nie vanaand om jou te kom vreesagtig maak nie. Die doel van hierdie lering vanaand wat ons oor gaan gesels is om jou voor te berei, geestelik te verdiep in die woord en natuurlik geestelik op te lei. Om te wees, om saam met die Here die lig in die wêreld te laat skyn. Halleluja. Nou Billy Graham het die volgende gesê. Hy sê the Bible tells us that the state of the world will grow darker as we near the end of the age. En het hy gesê, we see the storm clouds gathering and events taking place that herald the second coming of Jesus Christ. Menende, ons sien dit wat gaan gebeur en soos ons verdiep in hierdie reeks gaan ons leer oor die tekens, ons gaan leer oor spesifieke dinge wat die Here uitgewys het, openbaring wat die Here in openbaring gegee het, ironies genoeg openbaring en openbaring en openbaring, halleluja, maar ons sien die tye verander, ons sien die seisoene verander. En daarom is dit belangrik vir die mensekind om waaksaam in die nou oomblik te wees. As jy môre gaan waaksaam wees, het jy dalk die nou gemis. Okay. So dis belangrik om nou waaksaam oomblikke te hê en te wees waarin ons ingaan, omdat elke ding sy bepaalde tyd het, is dit nodig dat jy waaksaamheid moet toepas. Elke ding wat gaan gebeur, elke ding wat gaan plaasvind, elke ding wat sy plek gaan toeneem, die profesie wat nou al vervul is, hoor mooi, daar is nie meer baie profesie wat moet vervul word nie. Dis van hulle is al amper vervul, die boek is al amper vervul, jy weet, maar dis nou die tyd om waaksaamheid toe te pas. Nou as daar een ding is wat my geleer het in iets oor die eindtyd, is dit om optimisties en die eerlike waarheid van die woord noukeurig te bestudeer en deel te maak van my lewe. En ek wil dit vanaand vir jou lees uit Markus 13 vers 32 tot 36 wat sê, pas op. Markus 13, 32 tot 36, hy sê, pas op, waak en bid, want julle weet nie wanneer die tyd daar is nie. Dit is soos 'n man wat op reis is, wat sy huis agtergelaat en sy diensknegte vol mag gegee het. Klink dit nie bekend nie? Klink dit nie bekend waar ons nou is nie? En vir elkeen, hoor mooi, hy het dit nie net vol mag gegee nie, hy het dit daar gelos, hy sê, en vir elkeen sy werk. Wat is jou werk? Nee? En aan die deurwagter, hoe belangrik is deurwagters, en aan die deurwagter bevel gegee het om te waak. Jou deurwagters is jou bidders, is die mense wat bid. Vers 35 sê, waak dan, want julle weet nie wanneer die eienaar van die huis kom nie, in die aand of in die middernag, of met 'n haan gekraai, of vroeg in die môre nie. Dat hy nie miskien skielik kom en julle aan die slaap vind nie. En wat ek vir julle sê, sê ek vir almal, waak. In hierdie stuk van Markus kan jy lees dat die eindtyd is nie vreestyd nie. Jy het nie nodig om te vrees nie. Jy het nie nodig vanaand om te sit van, Jesus, en alles bewe nie. Die eindtyd is daar vanaand om jou te leer. Is daar vanaand om 'n opwindendheid in jou te kom skep. Dis 'n opvoedingstyd. Kan ek dit so stel vanaand? Dis 'n opvoedingstyd wat die Here kom gee vir sy kinders. Die eindtyd beteken die einde aan die era, maar dit beteken ook die begin van die ewigheid. Daarom sê Markus, pas op, waak en bid. Nou Jessica kan vanaand vir julle sê, of ons het dit vandag in die kinderkerk geleer, is om te stop, wag, en op Heilige Gees staat te maak.
Maar dis wat die eindtyd vir ons kom sê vandag, is om te pas op, waak en te bid. En daai wat die woord sê, nie daai nie, ekskuus, dit wat die woord sê van die valse profete sal hulle plek inneem, en ons kom daarby, ek gaan hom nou nie vooruit hardloop nie, maar die valse profete sal hulle plek inneem. Ek wil vir u sê, dit volg in my eie hoedanigheid, dit het alreeds gebeur. Halleluja. Daarom kan ons net verander dat hierdie reeks uitstap en getransformeerd die ewigheid binne gaan. Jy sien, kerk van God, die hele doel van die eindtyd is om jou veranderd te hê voor die Here en getransformeerd te hê vir sy tye wat kom. Okay. Nou Mike Bickle skryf iets interessants in 'n internetplasing. Wat julle weet mos pastore leen dit baie keer, nê? Nou ek het dit gaan leen vandag. Halleluja. Maar ek wil graag met jou deel. Hy sê 5 redes waarom ons waardeer om in die eindtyd te bestudeer. Halleluja. Hy vind actually die eindtyd interessant. Ons ook. Okay, anders sou ons nie vanaand hier gewees het nie. Die eerste rede is daar is 'n unieke dinamika in die eindtyd. Nou die dinamika vanaand praat van die kragte, die momentum en die energie wat gepaard gaan in daardie eindtyd, in die eindtyd. So eerstens sê Mike Bickle, hy sê, daar is 'n unieke dinamika wanneer jy begin praat oor die krag van God. Wanneer jy begin praat oor die oomblik, oor die momentum wanneer die Here ingryp, die momentum wanneer die Here vir jou die deurbraak gee, die openbaring gee in Openbaring. Dan praat hy van die energie wat gepaard gaan met dit. Rede 2 is, daar is Bybelse redes vir die eindtyd. Nou daar's 'n klomp skrifte oor die eindtyd. Maar daar's Bybelse rede vir die eindtyd. Die derde rede wat hy oor praat is, daar is profetiese redes oor die eindtyd. Dit weet ons. Okay? Rede 4 is, die skrif beloof dat ons sal aanvaar wat die woord sê wat die woord in hom sê is waar. En dan is daar rede 5. En vir al die pastore wat moontlik hierna gaan luister, dis 'n stelling vir die pastore. Daar is 4 pastorale uitdagings wat ons as kerk moet erken. Vrees, aanstoot, welis en misleiding. Dis 4 goed wat grootliks gaan gebeur in die eindtydtye waarin ons onsself bevind. Is vrees, aanstoot, welis en misleiding. En dis waarom die leer van eindtyd so belangrik is, want elke woord wat nog geprofeteer word, is regtig besig om sy plek in te neem. Okay. Baie van wat ek vanaand share, het u al gehoor, maar dit is goed om bietjie verfris te word. Nou ons boeke wat gebaseer is, baie van hulle net so gaga so vinnig so 'n paar wat oor die eindtyd praat, is die boek van Daniël, Jesaja, Jesegiel en Openbaring. Daar is meer boeke, maar van jou 4 hoofste boeke wat praat oor ons eindtyd prediking is Daniël, Jesaja, Jesegiel en Openbaring. En Daniël en Openbaring wil ek amper vanaand sê hardloop so hand aan hand met mekaar, want dit is hulle, ek wil amper sê Daniël sê iets en Openbaring bevestig het. Halleluja. So Jesegiel en Jesaja vind ook hulle pad daarsel in by daardie 2 boeke. En ons moet ook verstaan dat die eindtyd werklik vir ons 'n stepping stone is om te kan groei in die Here en te kan verstaan wat die Here vir ons inhou. Okay. Maar is ook vir sowel die wat agter gaan bly. En ons gaan daaroor ook gesels soos ons die reeks aanpak, gaan ons daaroor gesels. Dis hoekom ek vanoggend gesê het is, ek kan nie vir julle sê hoe lank die reeks gaan wees nie. Ek kan nie vir julle sê wanneer gaan die reeks ophou nie. Al wat ek kan sê is die reeks gaan vanaand begin. Nee. Halleluja. Okay. So die eindtyd het baie te doen met die kerk. Kan jy met my saamstem? Baie te doen met die kerk en die vroeë hoofstukke van Openbaring, en daarna lees ons nie weer van die kerke nie. Interessant, nê? Nee. Jy lees oor die kerk, jy lees oor die kerk, jy lees oor die kerk en boem. Weg is die kerk. 4de hoofstuk, vers 2.
Weg is die kerk. En dan, paar verse nader, dan begin jy lees oor Israel. En ek glo vanaand dit is hoe die Here dit beplan het. Okay. So die profesie rakende die boek Openbaring praat vanaand baie van die kerk en wat hou dit in die tyd in waarin ons is. Okay? En dit verwys vanaand baie dat die kerk as 'n lokaal, daarom is ons die gemeentes, né? Die kerk as histories, die ontvouing, die sekere tydsvakke van geestelike implikasie. Okay? Die kerk as 'n regwysing. Okay, die kerk is vanaand daar om mense te help. Hulle reg te leer. Die kerk as profeties en die kerk as persoonlik. Okay, saam met die Here. Dis die profesie wat in die Ou Testament plaasgevind het. Okay, met ander woorde, die leer van die eindtye is nie net om meer te weet te kom van die boek van Openbaring nie. Dis om verseker te wees dat die waarheid sal en definitief gebeur. Is jy met my? Okay. So, waaroor gaan ons gesels? Ons gaan gesels oor die kerke, die verskillende kerke in Openbaring, die wegraping, die verdrukking, die wederkoms. Ons gaan gesels oor die millennium. Ons gaan gesels oor die groot oordeelsdag, die tekens en dan natuurlik die ewigheid. So jy kan nie dit swaar gesê. Sê ek te vinnig? Die kerke, die 7 kerke. Ons gaan praat oor die 7 kerke, die wegraping, die verdrukking. Dis natuurlik vir die wat agterbly. Die wederkoms, die millennium, of as jy 'n ander woord vir millennium wil hê, die 1000 jaar van vrede reën. En dan die Engels praat van the great day of judgment, die groot oordeelsdag. Dan gaan ons gesels oor die tekens. En laastens gaan ons gesels oor die ewigheid. Het jy dit? Baie profesie het al uitgegaan. Baie dinge is al gesê rakende die eindtyd. Baie dinge is al persoonlik uit mense se hoe mense dit ervaar gedeel. Baie mense het dit al op so 'n manier gesit dat mense moet wakker skrik. Hulle doel om wakker te skrik. Jy het nooit eintlik gekyk na die kern van die Openbaring nie, van die boek nie. En ek wil vanaand vir julle sê, as jy werklik die boek Openbaring gaan lees, gaan jy agterkom Openbaring is nie 'n vreesagtige boek nie. Hy's 'n boek wat jou leer. Maar mens moet die kombers van vrees afhaal. Prediker sê, daar is 'n bepaalde tyd vir alles. En ons tyd is nou. Dis nou tyd om te leer, dis nou tyd om te wag, om te vertrou en om te weet Jesus kom weer. En dit is vanaand my inleidingsstuk wat ek met jou wou deel. En ek wil vanaand afsluit met 'n teksvers. En ek gaan vra, gaan saam met my na die boek van Jeremia 31. Jeremia 31. Vanaf vers 10. Is hy daar? Hoor die woord van die Here nasies.
vertel dit aan die ververste eilande. Julle moet sê, hy wat vir Israel verstrooi het, sal hom bymekaar maak. Die Here sal hom oppas soos 'n wagter sy trop skape oppas. Die Here het vir Jakob bevry, hulle gered uit die mag van een wat sterker as hulle is. Hulle sal kom en op die Sions hoogte sing. Hulle sal straal van blydskap oor die goeie wat deur die Here gegee word. Oor koring, wyn en olie, oor die aandeel van kleinvee en grootvee. Hulle sal floreer soos 'n tuin wat goed nat gelei word en hulle sal nie meer na water smag nie. Dan sal die jong meisies dans van blydskap saam met die jong mans en die ou mans. En ek sal hulle droefheid in vreugde verander. Ek sal vir hulle uitkoms gee. Ek sal hulle bly maak. Hulle sal geen kommer meer hê nie. Ek sal 'n oorvloed goeie kos vir die priesters gee. My volk sal oorgenoeg hê aan die goeie wat ek gee, sê die Here. So sê die Here, 'n gekerm word op Rama gehoor, 'n gehuil vol hartseer. Rachel treur oor haar kinders. Sy wil haar nie laat troos nie, want haar kinders is weg. So sê die Here, bly stil en moenie huil nie. Moenie trane in jou oë hê nie. Vir al jou swaar kry, hoor wat sê die Here, sal jy vergoed word, sê die Here. Jou kinders sal uit die vyand se land terugkom. Daar is 'n toekoms vir jou nageslag, sê die Here. Jou kinders sal na hulle besitting toe terugkom. Ek het duidelik gehoor hoe Ephraim kla. U het my gestraf, ek is ingebreek soos 'n kalf wat mak gemaak is. Bring my terug na u toe, dat ek kan verbekeer, want u is die Here my God. Ek het weggedwaal, maar ek het berou gehad. Ek het tot insig gekom en myself vol berou op die heupe geslaan. Ek het my geskaam en ek het skande oor my gebring. Ek is verneder oor die sondes van my jeug af. En Ephraim is nie my troetelkind nie, 'n kind in wie ek my verlustig nie. En tog, elke keer as ek hom bestraf, dink ek met hartseer aan hom. En is ek ontstel oor hom, want ek het hom baie lief, sê die Here. Rig vir jou padwysers op en bring vir jou rigtingborde aan. Hou jou oog op die groot pad, op die pad wat jy moet loop. Kom terug Israel, kom terug na jou stede toe. Hoe lank gaan jy nog talm? Jy wat so dikwels jou eie koers gaan. Die Here skep iets nuuts in jou land. Israel sal die Here lief hê. So sê die Here Almagtige, die God van Israel, wanneer ek hulle tot hulle lot verander, sal hulle weer in Juda en in sy stede sê, die Here sal jou seën, regmatige woonplek, heilige berg. Mense sal saam woon in Juda en in sy stede. Boere en veewagters wat rondtrek. Ek gee nuwe krag aan die wat moeg is. Ek maak die moedelose weer volmoed. Dit is waarom ek ingryp. Hoor hierdie stuk. Dis waarom ek ingryp. Ek het alles gesien. Ek sal nie terugkom op my besluit nie. Daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek Israel en Juda weer sal volmaak met mense en diere. Ek was gretig om hulle uit te ruk en af te breek, om hulle plat te slaan en te vernietig, om rampe oor hulle te bring. Ek sal net so gretig wees om hulle op te bou en hulle te plant, sê die Here. En as jy na Essence gaan kyk na wat sê die woord, wanneer die tye begin, nadat ons weggeraap is, begin dit by Israel. En gaan dit eindig by Israel. In ander woorde, dit begin vanaand met die Here en dit sal eindig met die Here. Ek sluit finaal af weer by 2 quotes van Billy Graham en dit is my so profound, ek het regtig gedink om met julle te deel vanaand. Hy sê, the book of Revelation may be difficult and demanding to read, but yet it's the only biblical book whose author promises a blessing to those who read it. Amen. En dan 'n bekende een wat ons al gehoor het is, I have read the last page of the Bible, it's all going to turn out all right. Amen.
Halleluja. Ek bid in die tyd wat julle sal hier wees en saam met ons die pad stap, bid ek dat julle sal 'n segewende wysheid vind en mag die Here aan julle openbaar. Halleluja. Kom ons sluit die oë. Ons Hemelse Vader, is 'n voorreg om vanaand Here net te kon weet en te kon hoor en Here net te kon besef dat alles wat U beplan is 'n tyd, Here, wat U ingestel het. Here, sodat dit wat U in die toekoms het, 'n realiteit vir ons kan word, Here. Vir 'n gedeelte van die plan, Abba Vader, Koning Jesus, gaan ons hier wees, Here, en vir die ander gedeelte, Here, is ons gelukkig by U. Here, en ek is dankbaar om vanaand te kan sê, U is met ons, Here. Ek vra, Here, dat U ons sal beskerm in hierdie tyd. En dankie, Here, dat ons kan waaksaam wees. In Jesus naam. Amen.